Goeiedag en baie welkom by Soggens met Sarina. Ek sien so uit na die volgende reeks wat ons vir die volgende 8 weke gaan hanteer, want ek self is natuurlik 'n ouer en ek dink 'n mens kan nooit genoeg gereedskap in jou ouerskap gereedskapskis hê om jou voor te berei op hoe om hierdie klein mensies groot te maak nie. So dis vir my heerlik om twee kenners te verwelkom wat die volgende 8 weke saam met ons gaan kyk na ouerskapstyle en jou kind se persoonlikheid. Heerlik om vir Karen Hunt te verwelkom. Sy is 'n geakkrediteerde fasiliteerder van Journey Through the Parenting Garden kursus. Goeiedag Karen. Goeiedag Sarina en goeiedag luisteraars en kykers. En Hetty Brits, outeur en skrywer van onder andere Kweek Kinders met Karakter. Hetty, lekker om jou ook deel te hê van hierdie gesprek. Dankie Sarina en lekker om saam met jou te kuier ook Karen. Nou ek dink om af te skop voordat ons na die volgende 8 weke se inligting gaan kyk, moet ons dalk net stil staan by boompies. Hetty het die boek geskryf Kweek Kinders met Karakter en dit gaan oor die verskillende tipes boompies in ons familietuin. Hetty, kan jy gou vir ons verduidelik hoekom jy's boompies? Waar kom die konsep vandaan? Sarina, ek was 'n onnatuurlike ma. Ek het vir 6 jaar gewag vir ons eerste babatjie en gedink as die babakamer reg is en die doekesak staan daar en die kamera se battery is gelaai, dan kan die babatjie maar kom. Maar toe kom ek agter my hart en kop was nie gereed nie en ek het gesukkel om 'n band met haar te vorm. Toe het ek met haar by 'n spelterapeut beland wat gesê het jy het 'n onseker ambivalente band met jou dogter. Toe vra ek wat beteken dit in Afrikaans? Sy sê dit beteken jou dogter weet nie of jy haar ma wil wees nie. Wil jy? En dit was soos 'n emmer ys. En sy sê te vir my, jy maak nie 'n koneksie met haar nie, want jy is vinnig en besig en luid en sy is stil en het nodig dat jy by haar gaan stil staan. Sy sê, hoe lank vat dit jou om haar te bad? As ek 5 minute flat, dan sy aangetrek en die hare is droog. Toe sê sy nee, 45 minute in daai bad, vel tot vel kontak. En toe sê ek verstaan hierdie nie. En sy gee vir my boek oor persoonlikhede van Florence Littauer, Personality Plus for Parents, en ek het dit toe gaan lees en 'n wêreld het vir my oopgegaan en ek het besef mense weet nie dat jy vir hulle lief is as jy hulle nie lief het soos hulle is nie. Ek het haar lief gehad soos ek is en dit het nie gewerk nie. En toe het ek begin 'n studie maak, maar ek het nie van die woorde melankolies, flegmaties, koleries en sanguinies gehou nie, want is bloed en slijm en gal is wat daai woorde beteken. En die boompies was toe my keuse om te sê mense is dinamies, hulle groei, hulle dra vrugte, hulle het wortels, hulle het seisoene, so dis waar die boompies vandaan kom. En is mooi want die hele boek is ook gegrond op Bybelse beginsels. Ja, en bome is van Genesis tot Openbaring 'n simbool van vrugtevolheid en volwassenheid en waarheid en lewe en leuns en moeilikheid. So dis alles deel van die vlees, maar ek glo dat die Here se houding teenoor ons is soos daai gelykenis wat sê dat die eienaar die boom wou uitkap en toe sê die tuinier, gee my net nog 'n jaar. Laat ek die regte bemesting in hierdie boom inspit, in die grond onder die boom inspit en dis wat ons as ouerskapkenners graag doen. Ons sê, wag, gee my net nog 'n bietjie tyd, hierdie gesin kan blom en immergroen wees. As ons net die regte kunsmis inspit. Karen, ek wil gou by jou aansluit. Jy is nou 'n fasiliteerder van die Journey Through the Parenting Garden kursus, maar jy is self ook 'n ouer. So ek sal graag hoor watter waarde dit vir jou as ma het om al hierdie kennis te hê oor persoonlikheidstipes en ouerskapstyle. Ek dink wat ek geleer het hierdeur is dat dit gaan nie daaroor om 'n plakker op iemand te sit om te sê jy pas nou in hierdie boksie nie, maar 'n mens het net 'n dieper begrip. En wanneer jy kennis het, het jy mag. En as jy mag het, dan voel jy nie meer magteloos nie. En ek dink as eerste ouer het ek baie so oorweldig gevoel want ons net uit die COVID seisoen uitgekom. Daar was nie regtig mense in my ouderdom in die seisoen waarna ek is nie. So mense het baie min gehad om op te leen en dit was nou nie die beste omstandighede nie, maar ek dink selfs mamas wat in die beste omstandighede mamas word met ondersteuning, voel nog steeds oorweldig. En hierdie kennis het my net daai laat besef dat hoe ek is en wie ek is spesifiek en so versigtig gevorm en gemaak en beplan deur God dat ek nie hoef bang te wees dat ek foute gaan maak nie, want jy gaan en dis ook okay. En ek dink daai het my die selfvertroue gegee om 'n ouer te wees hoe ek is vir die kind wat ek het en dat my kind se wat anders is as ek baie energiek is, my nie
oorweldig of domineer of bang maak nie, maar dat ek dit kan leer lief hê en hom, soos Hetty genoem het, ook kan lief hê hoe hy dit nodig het en nie soos wat ek het nie, want ek is ook ek is ook weer 'n stadiger, rustiger mens. Ek hou meer van sit en puzzle bou en inkleer en daai mannetjie wil net hol en dit was 'n groot stryd en hy wil grappies maak en alle grappies is nie altyd vir my snaaks nie. So mens moet maar leer om baie keer te lag en ek dink net die waarde daarvan om iemand lief te hê soos hulle is, soos wat God hulle bedoel het om te maak, om in 'n sekere roeping eendag in te tree, het my laat besef dat as ek nie weet hoe om my kind te hanteer nie, kan ek dalk veroorsaak dat ek sy Godgegewe ontwerp skade aandoen, sodat hy nie kan word wie hy moet wees om sy roeping te kan vervul waarvoor God hom op aarde geplaas het nie. Dankie Karen. Nou hierdie reeks gaan vir niemand sin maak as jy nie verstaan wie die boontjies is of wat die boontjies is en hulle eienskappe nie. So kan ek vra dat ons kortliks deur elkeen van die 4 verskillende bome het, soos wat jy hulle uitgelig het in jou boek gaan en vinnig by elkeen stil staan. Karen, jy's natuurlik welkom om by te voeg, maar Hetty, ek gaan sommer vir jou vra om weg te spring. Karen, ek gaan die 2 besige willeboontjies doen, dan doen jy die 2 rustiges. Is dit goed? Ja. So ek sal begin met die 2 ekstroverte boontjies is die roos en die palm. So as mens aan 'n roosboom dink, dan sien mens dorings en blomme. En dis wat 'n mens by die hoofpersoonlikheidstipe hier sien, is die produktiwiteit, is die rose en is amper daai roset wat die wenner altyd teen sy bors wil vasgesteek. Hierdie is die ouetjies wat wil wen, eerste bo wil wees, alles moet moeilik wees en ek moet bewys hoe groot is ek. Maar dan is daar die dorings by. As jy daai ouetjie probeer vasdruk of jy maak die grense te nou of jy dink nou dis 'n kleintjie wat sommer net so hierso in jou kieliebakkie gaan lê die hele tyd as 'n babatjie, dan baie babatjie jou bors, dan besef jy ook, goed, dit gaan nie so wees nie. Daar's 'n bietjie dorings, ook die tong kan nogal bietjie skerp wees. Maar is die kinders wat so gebore word met ek is die leier, kan jy nie lees nie op hulle voorkop. So daar's 'n magstryd met hierdie ouetjies. En dan moet ons osself die hele tyd herinner, dit is die ouetjies wat bo gaan uitkom. Die Here het hulle so gemaak om die berg te kan klim, om die versperrings te kan afbreek. En wanneer hulle eendag leer om nie teen jou te beklei nie, maar vir ander mense, dan bereik hulle regtig hulle hoogste waarde in die samelewing. Dan is daar die palmpies, so as mens dink palm, dan sien mens son en see en 'n mens sien mensmagnete. Daar's altyd mense om die palms. Dis nie lekker om 'n partytjie te hê sonder die palms nie. Hulle kan as vlak beskou word want hulle gee om hoe hulle lyk, maar ek sê altyd dit is maar ek wil jou aandag trek sodat ek jou kan bly maak. So ek gaan moeite doen hiermee sodat jy beloning kry as jy aandag gee, want as jy nie aandag gee nie, kan ek jou nie bly maak nie. En dis regtig hulle diepste begeerte dat mense gelukkig moet wees en hulle sal hulle laaste alles weggee as dit jou kan bly maak. Hulle het mooi groot oop ruim harte. Net as wat die palmbome in die natuur vir ons kokosneute gee en klappermelk en al hierdie wonderlike ryk soet bessies en dadels en wonderlike dinge, so wil hulle die lewe voluit leef, alles sensories beleef en dit ook met ander mense deel. Dan kom ons by die suurbome. Dis nie suurbome soos ek gesê nie, alhoewel hierdie ons meer ernstige boom is en georden is en leerbaar en vormbaar is. Dink aan daai versier, as ek my seentjie nou deur versier, is mooi maak. Hulle kan dinge orden en vorm en perfek en netjies lyk. En dit is wat ook nodig is in die samelewing om daai orde te bring. En dis wat hulle verskriklik goed doen. Wel baie sensitief. Hulle hou nie van verandering nie. Hulle hou nie van dinge wat buite hulle verwysingsraamwerk gebeur nie, maar hulle bied soveel waarde dat dit regtig net, ja, as mense hulle reg hanteer en reg gebruik, kan hulle soveel waarde toevoeg vir die hele samelewing met roetine, met alles wat georden moet wees en sisteme is hulle baie goed mee. Dan kom ons by die den uit, en hierdie is my so mooi analogie, veral hier waar ek bly, tussen die plantasies buitekant Nelspruit, is net daai vrede, as jy in 'n dennewoud instap, die reuk, die sagtheid, dit is 'n wonderlike gevoel, jy voel net so, as jy so, selfs as ek net die deur ry, dan begin ek rustig en kalm en veilig voel, en dit is presies wat dennebome jou bied, lae energie, lekker rustig, en jy voel tuis en jy voel kalm. So dit is omtrent die kort oorsig oor die 4 bome, Sarina.
Ek glimlag so terwyl julle die verskillende bome beskryf, want ek kan myself sien in van hierdie persoonlikheidstipes en ek kan my kinders sien en my man sien in van hierdie persoonlikheidstipes en ek dink dis dalk waar ons volgende week gou moet stil staan is volwasse bome, want jy as 'n volwasse boom gaan jou kind as boompie natuurlik op 'n ander manier buig. So ons sal volgende week vinnig daarna verwys. Maar baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Ek sien uit na die reeks en groete dan tot volgende keer. Baie dankie. Groot lekker kuier. Dis Hetty Brits wat met ons gesels. Sy is die skrywer van onder andere die boek Kweek kinders met karakter en Karen Hand wat ook saam met ons aansluit. Sy is 'n geakkrediteerde fasiliteerder van Journey Through the Parenting Garden kursus. Volgende week sit ons die gesprek voort.